Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 13de Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê, Kleinhoewe aanval, 3 man verskyn in die hof. Nog berigte, bewaarder vas wat selfone en tik insmokkel in die tronk. Suid-Afrika moet bande behou met Cuba, ongeag wat ander lande vra. Bokdames speel Saterdag in hulle tweede toets teen Fiji Dames. George Couchet gaan volgende Sondag sy stal in 10 km wys. Svitolina en Swiatek teen mekaar in die Toronto Ope. 3 mans wat aangekla word van 'n gewelddadige aanval op 'n inwoner van 'n plot in die Rietfontein gebied buite Cullinan het op 11 Augustus 2026 in die Cullinan Landershof verskyn. Hulle is in aanhouding gehou nadat hulle op 8 Augustus in hegtenis geneem is. Volgens die berigte het die voorval oornag plaasgevind. Die slagoffer is na bewering deur die aanvallers vasgebind, ernstig aangerand en ook beroof. Berigte lei dat hy vir 'n geruime tyd aan geweld onderwerp is en onder meer geslaan en met 'n mes aangeval is. Hy is uiteindelik deur nooddienspersoneel behandel en vir verdere mediese behandeling geneem. Die arrestasies het gevolg nadat inligting ontvang is oor 'n groep wat glo beplan het om 'n eiendom in die Cullinan omgewing te teiken. 'n Intelligensiegedrewe operasie is daarna van stapel gestuur deur die SAPS en die private sekuriteitsmaatskappy Echo 1. 'n Voertuig wat glo met die voorval verbind word, is volgens berigte dopgehou. Die voertuig het glo die verdagtes in die Cullinan gebied afgelaai en later teruggekeer om hulle byt op te laai. Die voertuig is uiteindelik en welbekend aan die ooste kant van Pretoria onderskep. Die 3 verdagtes is in hegtenis geneem en items wat vermoedelik van die roof afkomstig was, is glo in hulle besit gevind. Verdere ondersoek het die polisie en sekuriteit na die eiendom gelei waar die beweerde slagoffer gevind is. 'n Bewaarder by die Goodwood gevangenis in Kaapstad is Woensdag in hegtenis geneem nadat daar glo 18 selfone en 'n onbekende hoeveelheid tik in sy besit gevind is. Volgens bronne binne die departement van korrektiewe dienste is die bewaarder glo betrap terwyl hy probeer het om die selfone en dwelms die gevangenis binne te smokkel. Die 18 selfone is 'n ernstige saak omdat selfone binne gevangenis gebruik kan word om kontak met mense buite die gevangenis te behou. Die ondersoek sal daarom onder meer moet vasstel waarvoor die selfone bestem was en wie dit sou ontvang het. Die hoeveelheid tik wat gevind was is nog nie bekend gemaak nie. Volgens die bron was dit egter glo 'n aansienlike hoeveelheid gewees. Dit is ook nog onduidelik hoe lank die bewaarder aangehou is en of enige ander persone by hierdie beweerde smokkelary betrokke was. Die polisie en die departement van korrektiewe dienste is genader vir meer inligting oor hierdie saak. Hulle reaksie kan meer lig werp oor die bewaarder se arrestasie en verdere ondersoeke. Die voorval plaas weer die probleem van smokkelware en moontlike korrupsie binne gevangenisse onder die soeklig. Suid-Afrika is bereid om sy steun aan Cuba voort te sit, selfs al kan dit spanning met die Verenigde State veroorsaak en moontlik tot verder ekonomiese druk of sanksies lei. Die kwessie het weer op die voorgrond gekom nadat Cuba se ambassadeur in Suid-Afrika 'n beroep op Suid-Afrikaanse politici gedoen het om internasionale steun teen die Amerikaanse sanksies en ekonomiese beperkings op Cuba te mobiliseer. Suid-Afrika en Cuba het reeds vir dekades baie sterk bande. Die Suid-Afrikaanse regering beklemtoon Cuba se historiese rol in die stryd teen apartheid en sê die land het 'n lang verbintenis tot solidariteit met die Cubaanse volk. Die Verenigde State se beleid teenoor Cuba bly egter 'n sensitiewe onderwerp. Washington het oor die jare baie ekonomiese en finansiële beperkings teen Cuba ingestel, terwyl Suid-Afrika herhaaldelik by die Verenigde Nasies steun uitgespreek het vir die opheffing van Amerikaanse embargo. 'n Groot vraag is nou of Suid-Afrika bereid is om die moontlike gevolge in sy verhouding met Amerika te aanvaar terwille van 'n ondersteuning aan Cuba. Die plaaslike farmaseutiese industrie staan voor 'n ongekende krisis nadat aan die lig gekom het dat meer as 2500 poste sedert die begin van 2025 in die sektor verlore gegaan het. Industrieleiers waarsku boonop dat die voortdurende agteruitgang van hierdie bedryf ernstige tekorte aan lewensbelangrike medisyne in Suid-Afrika kan veroorsaak. Volgens deskundiges word vervaardigers deur tellende ekonomiese druk, stygende insetkostes en 'n regulatoriese omgewing waarin medisynepryse streng vasgestel word, gedwing om drastiese maatreëls te tref. Omdat gereguleerde pryse nie tred hou met globale inflasie, fluktuerende wisselkoerse en hoër produksiekoste nie, word die plaaslike vervaardiging van sekere medisyne toenemend onvolhoubaar. Die verlies van meer as 2500 werksgeleenthede sedert 2025 tref nie net die betrokke werknemers en hulle gesinne nie, maar dreig ook om Suid-Afrika se vaardigheidsbasis in farmaseutiese navorsing, gehaltebeheer en produksie te erodeer. Student aan die Kaapstad se Skiereiland Universiteit van Tegnologie,
KASIT het gister skerp betoog waar tydens chaos op die kampus uitgebreek het en verskeie klippe deur betogers rondgeslinger is. Die betoging wat aan verhouding gespanne geraak het tot ontwrigting van akademiese aktiwiteite en lesings gelei, terwyl veiligheidspersoneel en wetstoepassers ontplooi moes word om die situasie te hanteer. Volgens studenteverteenwoordigers en ooggetuies sprei die frustrasies uit kommer oor finansiële steun, registrasiekwessies en administratiewe struikelblokke wat talle studente raak. Betogers het bande gebrand en paaie rondom die kampus versper, terwyl sommige individue klippe na geboue en voertuie geslinger het. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, handhaaf sy streng standpunt oor die nuwe regulasies vir selfoondienste, maar het 'n duidelike aanduiding gegee oor waarom sekere korttermyn databundels van die reëls vrygestel moet word. Volgens die gewysigde End-User and Subscriber Service Charter Regulations wat deur ICASA gepubliseer is, word cellulaire netwerke verplig om te verseker dat ongebruikte data, stem en SMS-bundels minstens een keer oorgedra of rol oor wanneer dit verval. Hierdie reëls streef ten volle in werking om gebruikers teen onnodige verliese te beskerm. Daar was onlangs wyd verspreide vrae in die parlement onder meer gebruikers oor waarom databundels met 'n geldigheidstydperk van 7 dae of minder uitgesluit is van die verpligte rol-oor reëls. Die All Blacks is hierdie naweek terug in Pretoria, waar hulle Saterdag teen die Vodacom Blou Bulle op Loftusversveld te staan gaan kom. Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê hy is tevrede met die manier waarop sy span tot dusver voorberei het. Die Nieu-Zeelanders het reeds teen die Stormers en die Sharks gespeel en gebruik hierdie wedstryde om hulle kombinasies en spelpatrone verder te ontwikkel. Rennie glo egter, daar is nog baie ruimte vir verbetering. Na die All Blacks se indrukwekkende oorwinning van 54-0 oor die Sharks het hy beklemtoon dat sy span nog baie meer in hom het. Die Bulls sal egter nie maklik pad gee nie. Johan Ackerman en sy span is nog in 'n voorbereidingsstadium vir die nuwe URC kampioenskap en is volgens die afrigter dalk nie op dieselfde vlak van wedstrydgereedheid as die All Blacks nie. Tog sê die Bulle, hulle wil die besoekers van Nieu-Seeland 'n moeilike aand op Loftus besorg. Vir Rennie se wedstryd, meer as net nog 'n oefenwedstryd, dit gee hom die geleentheid om sy spelers onder druk te toets en te bepaal watter kombinasies die beste werk voordat die toetsreeks teen die Springbokke gaan begin. Die All Blacks het ook 'n nuwe toevoeging tot hulle groep gekry met die terugkeer van die ervare loskakel Richie Mahunga wat by die span in Suid-Afrika aansluit nadat Billy Proctor weens 'n skouerbesering uit die toer moes onttrek het. Die afrigters en spelers weet dus dat Loftusversveld 'n groot uitdaging gaan wees. Die Bulle sal die tuiskare agter hulle hê terwyl die All Blacks hulle indrukwekkende toer wil voortsit. Die afskop is Saterdag om 1900 uur Suid-Afrikaanse tyd op Loftusversveld in Pretoria. Die Springbok vrouespan kom Saterdag teen die Fiji span in aksie nadat Suid-Afrika die eerste toets oortuigend met 55-12 punte gewen het. Die Bokvroue het verlede Saterdag in Suva uitstekende vertoning gelewer en met 9-3 die grondslag vir gemaklike oorwinning gelê. Na die rustyd was Suid-Afrika reeds met 27-7 punte voor. Die Springbokke sal egter nie die wedstryd ligtelik aanpak nie. Fiji speel vir sy tuiskare en sal graag na groot nederlaag van verlede week 'n beter vertoning wil lewer. Daar is ook 'n paar veranderinge aan die Suid-Afrikaanse span. Babawa Lacha keer terug as die kaptein en begin op vaskopstuk, terwyl Marie Tsiremba haar eerste toets vir die Springbok vroue sal speel. Sy word die 195ste speler om die Springbok vroue trui in 'n toets te gaan dra. Die Springbok vroue het dus baie vertroue nadat hulle Fiji verlede week met 55-12 gewen het. Hulle sal nou probeer om die reeks met nog 'n sterk oorwinning af te gaan sluit. Die 2026 Comrades kampioen, George Kouche, gaan op volgende week weer in 'n heel ander uitdaging meet. Kouche sal op Sondag 23 Augustus in Pretoria aan die Absa Ranyor City Tshwane 10 km deelneem. Die wedloop begin om 8 uur in Arcadia en lok van die land se beste padatlete. Kouche het vanjaar groot opslag gemaak toe die Comrades marathon gewen het met 'n rekordtyd van 5 ure, 15 minute en 56 sekondes. Hy het daarmee bewys dat hy oor die langer afstande enorme uithou vermoë het. Die 10 km is egter 'n hele ander uitdaging vir hom. Hy was vroeër 'n baanatleet en het 'n persoonlike beste tyd van 13 minute, 28.95 sekondes oor 5000 meter behaal. Hy het ook reeds 'n 10 km persoonlike beste tyd van 28 minute en 56 sekondes opgestel. Elina Svitolina het haar plek in die halfeindronde van die Toronto WTA 1000 toernooi bespreek nadat sy Ekaterina Alexandrova in 3 stelle gewen het. Svitolina het die eerste stel met 6-3 verloor, maar daarna sterkter geveg. Sy het die tweede stel met 6-0 gewen en die derde stel met 16-3 ingepalm. Die oorwinning beteken dat Svitolina nou 10 agtereenvolgende wedstryde in WTA 1000 toernooie gewen het.
Iga Swiatek het haar plek in die halfeindronde van die Toronto tennis toernooi op indrukwekkende manier bespreek. Die 7de kere Swiatek het die 15de kere Diana Schneider in slegs 64 minute met 6-2 en 6-1 verslaan. Swiatek het van die begin af beheer geneem en Schneider het gesukkel om haar sterk spel en akkuraatheid te hanteer. Swiatek het vroeg in die eerste stel gebreek en daarna haar voorsprong uitgebou. In die tweede stel het sy weer 'n deurbraak gekry en uiteindelik die laaste 6 wedstryde van die wedstryd gewen. Die Poolse ster sê die oorwinning gee haar baie selfvertroue. Sy het erken dat haar seisoen tot dusver nie heeltemal verloop het soos sy gehoop het nie, maar dat sy nou goed op die baan voel. In die halfeindronde wag daar egter 'n moeilike uitdaging. Swiatek sal teen die 9de gekeerde Elina Svitolina speel. Dit beloof om 'n interessante kragmeting te wees. Swiatek het 4 van hulle vorige 7 ontmoetings gewen, maar Svitolina het albei wedstryde van jaar gewen in Indian Wells en in Rome. Albei die oorwinnings het in 3 stelle gekom. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1221, Polokwane 817, Lephalale 822, Mbombela 718, Mahikeng 620, Pretoria 818, Johannesburg 515, Ermelo 212, Kalahari 1224, Gaborone 1021, Richards Bay 1220, Pietermaritzburg 516, Durban 1120, Port St Johns 920, Pongola 1021, Maputo 1422, Bethlehem 113, Bloemfontein 415, Allewal Noord 416, Welkom 516, Vryburg 920, Kimberley 925, Appington 1224, Prieska 823, Springbok 1227, Karasburg 1226, Keetmanshoop 1126, Mariental 927, Alexanderbaai 1429, Brandvlei 1023, Loedersbaai 1523, Vredendal 1533, Kaapstad 1525, Sutherland 617, George 1126, Jeffreys Bay 1024, Geberra 925, Grafreinet 720, Kapogolas 1226, De Aar 618, Molteno 213, Beaufort Wes 1023, Oos-London 921, Mabalane 13 en 20 grade Celsius in die namiddag. Ons verkorte weerberig vir vandag: Gauteng provinsie, fris oggendkoue met rypenplekke, maar verder sonnig en koel tot warm. Mpumalanga gedeeltelik bewolk met oggendmis in die ooste, verder fyn en koel tot warm. Limpopo provinsie, fyn en koel tot warm met enkele wolke in die oostelike dele. Noordwes provinsie, sonnig en helder en koel later. Vrystaat, ryp in die oggend in sekere dele, verder sonnig en koel. KwaZulu-Natal, oggendmis sal voorkom oor die binneland, anders deels bewolk en koel tot warm met kusreën in die suide. Oos-Kaap provinsie, oggendmis in die suide en in die noorde, verder wisselend bewolk en koel met geïsoleerde buie langs die kus. Die Wes-Kaap, oggendmis en wolke, maar het klaar op tot sonnig en koel tot warm. Die Noord-Kaap provinsie, oggendmis in die weste en in die suide, verder sonnig en koel tot warm. Die markaanwysers vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.15 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n pond kos R21.80, die euro verhandel teen R18.82, die Australiese dollar is R11.41, die prys van die yen is 10 sent, platinum kos $1,769, palladium se prys is $1,373, die prys van goud per fyn ons is $4,404 per fyn ons, die prys van silwer is $65.45, die prys van Brent olie per vat is $88.91. Die gedagte vir die dag: moenie wag vir 'n perfekte dag om gelukkig te wees nie. Maak vandag perfek deur dankbaar te wees vir dit wat jy reeds het. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal verder toegewens.